Nuuspot. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. en hier in ons virtuele ateljee, Chris Hating van die DA. Goeiemôre Chris. Goeiemôre Isak. Vir jou hier te hê. Ons het altyd gewoon daar gewees om vir Kobus hier te hê, maar Chris ken ek ook al van RSG se daar af, ewe bekwam en ewe ingelig, so dankie dat jy vir ons tyd maak. Chris, ons wil met jou gesels oor die weermag wat daar uit DRK teruggestuur word. En nou was daar die afgelope Sondag in die Sunday Times 'n verslag deur Hendrik Hanke oor die slegte omstandighede wat die soldate daar beleef het. En ek wil bietjie met jou daaroor gesels en dis al verskriklike goed as dit alles die waarheid is. Ja, en die probleem is ons hoor nie die waarheid nie. Ons hoor baie gerugte, ons kry baie inligting vanuit die DRK. En ek aanvaar dat die minister en haar bevelvoerende generaal dieselfde inligting kry of beter inligting kry, maar hulle hanteer dit absoluut as dit 'n clandestiene operasie is wat daar aan die gang is. Ek dink die rede hier agter is omdat hulle die groot verleentheid waarin Suid-Afrika verkeer, ons magte verkeer, wil verdoesel en dit solank as moontlik probeer uitstel. Jy die woord gebruik, hulle gaan terugkeer na Suid-Afrika toe nie. Ek dink nie dit is sommer net so maklik nie. Daar moet baie fyn en intense onderhandelings plaasvind alvorens ons soldate daar uit die DRK sal kan laat terugkeer. Die president en die minister het gepraat van 'n gefaseerde onttrekking. Ek dink dit is kode woorde vir onderhandelinge met die rebelle groep die N23 wat ons magte omsingel het, om te kyk hoe ons gaan uitkom, en hulle gaan ons nie toelaat om deur die DRK uit te gaan nie. Ons sal deur die grens na Rwanda toe moet gaan, en daar het nog geen wapens van Tanzanië of Malawi of van Suid-Afrikaners uitgekom nie, met ons magte nie, alles het agtergebly. Die M23 laat eenvoudig net nie toe dat wapens buite die basisse gaan nie. So ek dink daar gaan baie intense onderhandelings moet plaasvind alvorens ons enige wapens, ook ons kanonne, byvoorbeeld panserkarre uit die DRK uit. Maar Chris, maar dis effektief word hulle gijslaar gehou in die DRK. Wel, uiteraard gaan die minister dit nie erken nie. Ek dink die naaste wat die regering daaraan gekom het om dit te erken is verlede week Dinsdag toe die president gesê het our troops are in a precarious position. Dis sover as dit ons kon druk om dit te erken. Maar ja, ons magte is omsingel, ons het geen logistieke toevoer na hulle toe nie. Wat ons, selfs die UNESCO magte is aan bande gelê. Wat ons troepe daar moet kry, moet hulle maar plaaslik kry, en ek verstaan nou en dan is daar UNESCO kontak met ons magte in sake en by die lughawe, by die Goma lughawe, maar ja, dit is baie delikate situasie. Ons is nie in beheer van ons soldate nie, en daar's geen toevoer nie, daar's goed, daar is 'n stilstand, weliswaar nie van die M23 se kant af nie, maar van ons kant af. Dis ons belang om niks te doen nie, om te luister wat die M23 sê. Chris, nou hoor 'n mens en sien 'n mens allerhande beeldmateriaal wat vir ons wil aandui dat dit eintlik sleg gaan met die soldate daar in die DRK, en dat hulle in haglike omstandighede bly wat nou nog verder verdiep word met die feit dat hulle as dit ware aangehou word deur M23. Wil jy nie net vir ons 'n bietjie inlig oor wat die ware situasie is van die soldate daar met die inligting wat jy tot jou beskikking het nie? Wel, die inligting wat ek kry ondersteun dit wat jy sê, dit gaan nie goed nie. Onthou, daar's geen, hulle moet maar wat voorrade met hulle maar plaaslik kom, plaaslik bekom. Daar's nie toevoer van mediese voorrade enigiets nie. Daar is nog beseerde, gewonde soldate in die DRK, alhoewel is waar nie ernstig nie, maar
Ek dink die moreel van die troepe is laag. Die soldate is laag, hulle voel versaak. Onthou net wat gebeur het in Januarie. Die aanval van M23 was oorweldigend. Die Kongolese leer het ons in die steek gelaat, hulle het pad gevat. Die Malawiërs was nie daar nie en Tanzaniërs ook nie, ons was op ons eie. Die M23 het met mortiere en vroeër ook met hommeltuie ons aangeval. Ons het geen antwoord op gehad nie. Ons het nie voldoende steun nie, ons het nie lugsteen nie. Dit was eintlik haaglike omstandighede. Nou goed, die minister en die generaals het van voor gesê dis 'n sogenaamde vredesoperasie. Peacekeeping mission wat hulle baie graag wil gebruik. Daar was nooit iets van waar nie. Dit is nie 'n peacekeeping mission nie, dis nie 'n vredesending. Die woord miskien in 'n mate kon dit 'n peace enforcement operasie gewees het. Maar wat met ons troepe gebeur het, hulle het vanuit hulle basis uit geopereer. Hier en daar het hulle met M23 slaags geraak en dan hulle weer teruggetrek na die basis toe. So daar was nooit werklik 'n beskerming van die plaaslike gemeenskap of werklik die uitdryf van M23 uit 'n gebied uit ooit ter sprake nie, vir 'n baie lank nie. Dit is deel van die probleme wat veroorsaak het dat ons troepe tans in die situasie is wat hulle is, hulle bevind in waar hulle is en dat hulle versaak voel deur almal, deur ons eie regering, deur die Kongolese regering, die sogenaamde FADRC, deur UNESCO, hulle is op hulle eie. Die Malawiërs het onttrek en die Tanzaniërs is net nêrens nie. En dan het die SADC besluit, nee, hulle gaan nou, dis nou vrede wees, daar's 'n skietstil. Maar dis 'n geforseerde ding. Niemand mag in die ooste van DRK in die Noord-Kivu provinsie beweeg nie, want sodra daar enige militêre aksie is ons troepe wat omsingel is, omring is, baie by self, kan miskien hulle self tot op 'n mate verdedig, maar daarna gaan hulle uit ammunisie uit raak en daar's geen toevoer van enige ammunisie. Dis 'n baie moeilike situasie. Ons kan werklik nie, daar kan geen militêre aksie in die Noord-Kivu provinsie in Sake en in Goma wees alvorens ons soldate nie daaruit is nie. Chris, daar's baie beweringe oor mynbelange wat president Ramaphosa en sy swaar daar sou hê. Hoeveel waarheid is daarin? Wel, daar's geen direkte betrokkenheid, direkte beskerming van die mynbelange nie. Uiteraard sal 'n stabiele Oos-Kongo voordele inhou, maar die gevegte wat tans plaasvind Noord-Kivu, Goma, Sake is baie ver van die mynboubelange van die president en van sy swaar af. En dan is daar foto's wat ons gesien het van rebelle, M23 rebelle wat met Suid-Afrikaanse weermag uniform en uitrustings rondloop, terwyl ons eie soldate met gumboots besig is om hulle werk te doen. Ek verstaan dat ons soldate tans met nie eintlik in uniform meer is nie en nie in hulle kamoufleringsdrag is nie, maar ander klere aan het. Hulle is soos wat jy gesê het, gijslaers. Hulle kan nie vrylik beweeg nie, hulle is beperk tot hulle basisse. Ja, en M23 is nie die M23 van 2013, 2014 nie, is gesofistikeerde groep geword, wat mobiel is, wat voertuie het, wat masjiengewere op die voertuig gemonteer het, wat toegang het tot mortiere. Daar was selfs presisiegeleide mortiere wat hulle gebruik het. Hulle gebruik hommeltuie wat ons geen antwoord voor het nie. So dit is nie net 'n terroriste groepie wat in die bos van mense in kan verdwyn as dinge verskeefloop, glad nie meer nie. Ek dink die beweringe is baie solied dat hulle ernstig deur Rwanda ondersteun word en laat self van die Rwandese soldate hulle
soms by M23, soms by die Rwandese leer bevind, die beweringe ook gemaak. Dit is 'n formidabele opponent wat daar aan die gang is en wat nie sonder handskoene aangepak kan word en een ding wat ons nie gehad het nie sonder die Rooivalk helikopters en miskien meer gemekaniseerde voertuie, meer gemekaniseerde aanslag as wat ons gehad het daar. Daar word soms die beskuldiging gemaak dat die Suid-Afrikaanse weermag in skrille kontras met die vorige bedeling se kontras soldate weermag skade weer is van dit en dat hulle eintlik maar non-existing is. Hoe voel jy? Wat is jou mening daaroor? Wel, ons het goeie soldate. Ons moet nie, daar's werklik uitstekende soldate, daar's veral op die meer junior vlak uitstekende offisiere, mense wat mense sonder handskoene moet aanpak nie. Maar ons weermag gaan gebrek aan verskeie goed, die ondersteuning, die onderhoud op ons wapens, die onderhoud veral op ons vliegtuie. Ons het eintlik nie meer 'n lugmag nie. Ons het enkele helikopters wat kan vlieg. 2 van die Gripens, 2 of 3, weet nie tans nie, van die Gripens kan vlieg. Hulle is nie operasioneel gereed nie. Ons Hawks is in dieselfde situasie. Die Oryx is eintlik nie daar nie. Ons het ons lugpatrollie vermoë verloor. Onderhoud en instandhouding en modernisering van ons uitrusting is chaoties. Ons senior leierskap lyk vir my is meer daar vir blou ligte en rooi mat geleenthede golf daar is waarop hulle floreer. En dan die veroudering van ons weermag met 'n gemiddelde ouderdom van ek dink nou 49 of 48. Hoe kry mense 'n skutter of 'n kanonier of 'n kavalaris van diep in sy 40s, vroeë 50s korporaals op daai ouderdom. Daar het nie vernuwing plaasgevind nie. Daar's nie dit is opgeblaase oorgewig wat die topleierskap betref weermag. Nie 'n skadu van miskien die aktiewe brigades wat ons in die 80s gehad het nie, glad nie. Maar daar is nog goeie mense, maar ek sou sê 'n leierskap vakuum. Chris, en dan net voor ek jou laat gaan, so 'n bietjie op 'n ligter noot. Ek het gister so 'n bietjie die spot gedryf, waar's 'n foto wat die ronde doen. Dis natuurlik kunsmatig geboude foto van 'n klomp swanger vroue soldate. Maar hulle sê die storie is blykbaar waar dat een van die ouens daar in die Kongo iets so 16 medesoldate swanger gemaak het. Kan jy dit vir ons bevestig? Nee, ons het nou 'n bietjie navraag hieroor gedoen. Daar was miskien 2 of 3 of selfs 1, ons weet nie hoeveel swanger vroue was nie, want hulle die aanvanklike berig het oor die SAMI-DRC magte gegaan en die onttrekking daarvan wat dan ook Tanzanië en Malawi ingesluit het. So niemand wil hieroor praat nie. Ons het nie die waarheid hieroor nie. Is 'n besige soldaat daai, maar Chris, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Hoop om gou weer met jou te kan praat. Baie dankie, Isak, lekker dag vir jou. Groetnis.